Ok mense, ons gaan nou deur julle leerpapier gaan vir kwartaal 2 se Junie eksamen vir PSW. Hier is baie belangrik, want dit gaan oor kwartaal 1 en 2 se werk. Ek weet die leerpapier is baie bladsye, maar kom ons druk deur, want regtig, alles is belangrik. Ek gaan vra oor al die werk, so dit beteken nie, julle kan net leer wat julle wil leer nie. Ok, soos wat julle kan sien, is daar 13 verskillende onderwerpe, waartoe ons gaan. So, kom ons begin met die eerste. Ok, ons eerste onderwerp is doelwitstelling. Dit is ons SMART metode. Ons weet baie kinders sukkel daarmee om goeie doelwitte te stel, want die doelwitte wat hulle stel is onduidelik of onrealisties. Maar die manier hoe ons 'n goeie, duidelike, realistiese doelwit stel, is deur om die SMART metode te gebruik. Elke letter van hierdie metode staan vir iets spesifieks. Die S staan vir spesifiek. Met ander woorde, dit is duidelik en gedetailleerd. Dis 'n doelwit wat bereik is duidelik, en dit is duidelik wat dit aandui met wat jy wil bereik. Ok, onduidelik is, ek wil beter doen op skool. Hoe wil jy beter doen op skool? Waar 'n spesifieke doelwit is dat jy in 'n sekere ding wil beter doen. Met ander woorde, ek wil my wiskundepunt verbeter. Dan moet jou doelwit ook meetbaar wees. Jy moet jou vordering kan dophou. 'n onmeetbare doelwit is dat ek wil goeie punte kry. Nou, hoe wil jy goeie punte kry? Hoe gaan jy verseker en seker maak dat jy wel goeie punte kry? Waar 'n meetbare doelwit is, ek wil my punte van 50 tot 70% te verbeter. So kan jy deur die kwartaal kyk hoe jou punte van 50 tot by 70 te verbeter. Volgende het ons bereikbaarheid. Jou doelwit moet realisties en moontlik wees, veral gebaseer op jou vermoëns en jou tyd. Jy kan nie wil sê dat jy van 30 tot 90% wil verbeter in 'n week nie. Dis baie onrealisties. Maar 'n meer bereikbare doelwit is as jy aan die einde van die kwartaal van 50 tot 65% wil verbeter. Daai 15% is baie meer realisties en gebaseer op jou vermoëns en jou tyd. Jou doelwit moet ook relevant wees. Met ander woorde, dit moet belangrik wees vir jou. Jy moet verband hou met jou lewe en jou toekoms. Jy kan nie wil sê jy wil beter doen in 'n vak, maar dan gee jy nie om oor daai vak nie. Maar as jy sê, ek wil beter doen in wiskunde, omdat jy dit nodig het vir my toekomstige loopbaan, dan is dit 'n relevante doelwit teenoor jou toekoms en jou lewe. En dan die laaste gedeelte is tydsgebonde. Jy moet 'n sperdatum hê. Ok, jou doelwit moet 'n tydbeperking hê, sodat jy gefokus kan bly op daai doelwit. Jy kan nie wil sê, ek sal my punte verbeter nie. Ok, maar wanneer gaan jou punte verbeter? Jy moet kan sê, ek sal my punte teen die einde van kwartaal 2 verbeter. Dan hou jy jouself verantwoordelik vir die tyd en die vordering van jou doelwit. Ons tweede onderwerp is tydsbestuur. Almal van ons is lui. Ons wil nie noodwendig notas neerskryf of planne maak vir wanneer ons wil leer nie. Nou, tydsbestuur is ons vermoëns om ons tyd effektief te beplan en te gebruik, sodat ons take kan voltooi en ons doelwitte kan bereik, maar nog steeds kan tyd hê vir onsself om te kan rus. Nou, hoekom is dit belangrik? Wel, want dit help ons om ons huiswerk betyds klaar te maak, ons stres en ons druk minder te maak, ons akademiese prestasie te verbeter en om ons doelwitte makliker te kan bereik. Nou, sonder goeie tydsbestuur sukkel leerders gewoonlik met die volgende. Hulle werk op die laaste oomblik, met ander woorde, hulle rammel al hulle werk af. Hulle vergeet van belangrike take en dan voel hulle nog oorweldig daaroor ook. Nou, ons het 5 sleutelbeginsels van tydsbestuur. Ons moet vooruit beplan, doelwitte stel, 'n skedule skep, ons moet tydmorsers vermy soos ons TV en ons selfone, en dan moet ons georganiseerd bly. 3. Ons prioriteitstake. Nou, hierdie is die take wat die belangrikste is en heel eerste gedoen moet word. Daar's 4 verskillendes van hulle. Die eerste een is dringend en belangrik. Dis iets wat dadelik gedoen moet word, soos jou huiswerk vir môre of as jy moet leer vir 'n toets vir môre. Dan kry ons belangrik, maar nie so dringend nie. Ja, dit moet binnekort gedoen word, maar nie onmiddellik nie. Dis nou as jy leer vir 'n toets vir volgende week of wanneer jy werk aan 'n projek. Dan het ons 'n dringend, maar nie belangrik nie. Ja, dit het vinnige aandag nodig, maar dit is nie so belangrik nie.
Soos as jy moet antwoord op jou boodskappe of as jy klein taakies moet kies om te doen. En dan laastens het ons hier nie dringend en nie belangrik nie. Dit kan regtig wag tot later toe, of jy kan dit heeltemal vermy. Soos om speletjies te speel vir ure lank, of om te kyk na onnodige video's. So prioriteitstake is belangrik. Nou kom ons by die kernwaardes van die grondwet van Suid-Afrika. Nou ons het al bespreek, die grondwet van Suid-Afrika is die hoogste wet in die land. OK? Hier word uiteengesit hoe die reëls vir die land uiteengesit word. Die reëls vir hoe 'n land geregeer word. Al die regte en verantwoordelikhede van die mense wat in die land woon, met ander woorde die burgers van 'n land. Asook die waardes van die Suid-Afrikaanse samelewing. Nou kernwaardes is die belangrike oortuigings en beginsels wat lei hoe mense in Suid-Afrika moet leef en mekaar moet behandel. Hierdie waardes help om regverdige, gelyke en vredesame samelewing te bou. Daar's 5 kernwaardes van die grondwet wat baie belangrik is. Menswaardigheid, gelykheid, menseregte en vryheid, nie rasisme en nie seksisme. Nou hoekom is hierdie waardes so belangrik? Want dit help ons om 'n billike en regverdige samelewing te skep. Mense teen onregverdige behandelinge te beskerm, vrede en respek te bevorder en dit lei hoe wette gemaak en toegepas word. OK, nou het ons positiewe en negatiewe rolmodelle. Ons almal weet 'n rolmodel is 'n persoon wat ons hulle gedrag aanneem. Dis iemand wie se aksies, houdings en gedrag ons naboots of bewonder word. Nou hulle beïnvloed hoe ons optree en die keuses wat ons maak en die doelwitte wat ons stel. Dit kan regtig enigiemand wees. Ons ouers of familielede, onderwysers, vriende, gemeenskapsleiers, selfs bekendes. Positiewe rolmodelle is iemand wat 'n goeie voorbeeld stel deur hulle gedrag en hulle keuses. Hulle wys vir 'n mens hoe om respek te toon teenoor ander en om eerlik en betroubaar te wees. Maar negatiewe rolmodelle, iemand is wie se gedrag slegte keuses of skadelike aksies aanmoedig. Hulle beïnvloed ons deur disrespek te toon teenoor ander en reëls en wette te oortree. Dan het ons lewenslange leer. Hoekom is lewenslange leer so belangrik? Want dit help ons om vaardighede en kennis te verbeter, aan te pas by al die veranderinge wat in die wêreld aangaan en om beter werksgeleenthede te vind. Nou ons het 3 tipes lewenslange leer: formele, informele en nie-formele leer. Formele leer is wat ons by die skool doen. Informele leer is al hierdie opvoedkundige video's wat ons kyk. En nie-formele leer is as ons kort kursusse bywoon. Nou daar is eienskappe van 'n lewenslange leerder en dit sluit in nuuskierigheid en wil meer leer. 'n Persoon wat oop is vir nuwe idees, nuwe verantwoordelikhede wil leer en uit hulle foute leer en ervarings. Daar is selfs voordele van lewenslange leer. Dit help jou om jou selfvertroue op te bou. Dit verbeter jou onafhanklikheid. Dit help jou om persoonlike loopbaandoelwitte te bereik en dit hou jou gedagtes aktief en gesond. Dan kry ons seksuele gedrag en gesondheid. Seksuele gedrag is hoe mense hulle gevoelens, verhoudings en keuses uitdruk. Waar seksuele gesondheid beteken om op 'n veilige en verantwoordelike manier jou liggaam, emosies en verhoudings na om te sien. Nou hoekom is seksuele gesondheid belangrik? Want dit kan ons help om fisies gesond te bly, skadelike situasies te vermy en om ons toekoms te beskerm. Die sleutelkonsepte van seksuele gesondheid is respek en toestemming, ondouing, veilige keuses, verhoudings, seksuele oordraagbare infeksies en tienerswangerskap. Nou verantwoordelike besluitneming is, voordat ons besluite neem, moet ons onsself die volgende kan vra. Is ek gereed vir hierdie verantwoordelikheid? Is dit veilig wat ek doen? Word ek onder druk geplaas deur enigiemand? En sal dit my toekoms enigstens kan beïnvloed? Nou, ongesonde seksuele gedrag. Hierdie verwys na aksies of keuses wat verband hou met seksualiteit wat onveilig, oneerbiedig of skadelik vir ons kan wees. Dit is gewoonlik waar daar gebrek aan respek is of wanneer jy gedruk word of gedwing word om iets te doen. Hoekom is dit so belangrik om hierdie te verstaan? Want dit kan jou help om jouself te beskerm, al die verskillende gevaartekens te herken, veilige besluite te neem en om ander te respekteer.
Nou, hier is 'n paar voorbeelde van ongesonde seksuele gedrag. Gebrek aan toestemming, as iemand jou dwing om iets te doen. Jou portiergroep, wanneer jou vriende jou aanmoedig om riskante gedrag te toon. Riskante seksuele gedrag, as jy besluite neem sonder om aan die gevolge te dink. Disrespek in verhoudings, as jy 'n maat probeer beheer. Blootstelling aan skadelike inhoud, onvanpaste seksuele inhoud op 'n jong ouderdom te besigtig of te deel. En uitbuiting, wanneer iemand 'n ander persoon uitbuit oor iets. Nou, hoe kan jy jouself beskerm daarteen? Eerstens moet jy jou waardes ken. Jy moet grense stel. Jy moet kan nee sê met selfvertroue. Jy moet allerlei riskante situasies kan vermy. En jy moet met 'n vertroude volwassene kan praat, al voel dit soms moeilik. As ons nie dink daaraan nie, kan dit lei tot ongewenste swangerskap en swangerskap op 'n jong ouderdom. Nou, 'n ongewenste swangerskap is wanneer 'n persoon swanger raak sonder om te beplan of dit te wil hê. Dit gebeur dikwels wanneer 'n mens nie gereed is vir die verantwoordelikheid nie en besluite geneem word sonder om aan die gevolge te dink. 'n Swangerskap op 'n jong ouderdom is wanneer 'n tiener swanger raak voordat hulle emosioneel, fisies of finansiëel gereed is daarvoor. Nou, hoekom kan dit 'n bron van bekommernis wees vir tieners? Want dit beïnvloed en dit kan ernstige gevolge hê op jou onderwys. Jy kan nie skool klaarmaak nie. Jou gesondheid. Jong tiener meisies wat swanger raak en kinders sukkel met gesondheidsprobleme. En dit kan toekomstige geleenthede verhinder. Wat is die oorsake van ongewenste swangerskap? 'n Gebrek aan kennis, 'n portierdruk, swak besluitneming, gebrek aan verantwoordelikheid en 'n gebrek aan kommunikasie. Nou, hierso is gevolge van swangerskap op 'n jong ouderdom. Daar's opvoedkundige uitdagings, jy gaan skool mis, gesondheidsrisiko's. Jong moeders het 'n hoë risiko wat gesondheid in die gesig staar. Emosionele stres, meisies raak en selfs seuns raak depressief en angstig. Daar's finansiële probleme. Dis nie goedkoop om 'n kind groot te maak nie. Dit vat baie geld. En dit het 'n impak op toekomstige doelwitte. As jy 'n spesifieke loopbaan in gedagte het, kan dit vertraag word met 'n hele ruk as gevolg van die kind. Hierso kom ons by siektes wat verband hou met ongesonde seksuele gedrag, HIV en vigs. Ons weet dat HIV 'n virus is wat die immuunstelsel aanval. En wanneer dit die immuunstelsel beskadig, word die liggaam swakker en minder in staat om siektes te beveg. Waar vigs weer 'n gevorderde stadium van HIV-infeksie is. Nou, hoe word dit oorgedra? HIV word versprei deur sekere liggaamsvloeistowwe soos bloed, semen, allerhande vloeistowwe. Nou, algemene maniere waarop HIV oorgedra kan word, is onbeskermde seksuele kontak. As ons nie kondome gebruik nie, wanneer daar naalde gedeel word, wanneer 'n mens dwelms gebruik en die mense deel hulle naalde, en van moeder na baba tydens swangerskap, geboorte of borsvoeding. Nou, daar is ook maniere hoe jy nie HIV kan versprei nie. Deur om 'n persoon 'n drukkie te gee of hand te skud, kos of koeldrank te deel, uit dieselfde toilet te gebruik, en te hoes of te nies. Kyk. Nou, die verskil is, HIV is 'n virus. Vigs is 'n toestand wat deur HIV veroorsaak word. HIV kan vir jare lank in jou liggaam voortleef, waar vigs eers in die latere stadiums van HIV plaasvind. En HIV kan met behandeling bestuur word, waar vigs 'n meer ernstige stadium is. Nou, hoe bestuur ons HIV en vigs? Wat beteken die woord bestuur? Nou, dit beteken hoe 'n toestand oor 'n tyd beheer en versorg kan word. Nou, in die geval van HIV en vigs beteken dit, jy moet gesond bly, die skade aan die immuunstelsel vertraag en 'n lang en aktiewe lewe kan lei. Die mediese behandeling of ART, die hoofbehandeling vir HIV word antiretrovirale terapie genoem of ART. Nou, hierdie is medisyne wat die hoeveelheid HIV wat in jou liggaam is verminder. Dit beskerm jou immuunstelsel en dit help jou om langer te leef. Maar wat belangrik is as dit kom by hierdie ART, jy moet elke dag daai medikasie neem en jy moet presies dit gebruik soos wat dit voorgeskryf is. Onthou net,
ART genees nie HIV nie, maar dit beheer dit baie goed. Nou gereelde gesondheidsondersoeke, mense met HIV wat met HIV leef, moet gereelde kliniekbesoeke doen. Hulle moet hulle gesondheid monitor en ondersteuning van gesondheidswerkers afkry. Nou, 'n gesonde leefstyl help jou om jou liggaam sterk te hou. Jy moet gesond eet, gereeld oefen en genoeg rus inkry. Die voorkoming van die verspreiding van HIV. Bestuur sluit ook die beskerming van ander in. Jy moet verantwoordelike keuses maak. Jy moet riskante gedrag vermy. En jy moet enige gesondheidsadvies volg. Daar is selfs emosionele en sosiale ondersteuning. Om met HIV te leef kan emosioneel uitdagend wees. Daarom kan jy ondersteuning kry van jou familie, vriende, onderwysers en ondersteuningsgroepe af. Om met ander te praat help regtig om stres en eensaamheid te verminder. Nou, opvoeding en bewustheid. Begrip van HIV help mense om ingeligte besluite te neem, mites en stigmas te vermy en om ander te kan ondersteun. Die vermindering van stigmas en diskriminasie. Mense wat met HIV leef, moet met respek behandel word. Hulle mag nie geoordeel of uitgesluit word nie, want hulle is nog steeds mense. Meeste van die mense weet nie eers dat die persoon met wie hulle seksuele gedrag of omgang mee gehad het, HIV positief is nie. So dan kan hulle nie geoordeel word oor so iets nie. Nou nommer 12, voorkoming en veiligheidskwessies met betrekking tot HIV en vigs. Voorkoming van HIV en vigs. Onthouding. Veilige keuses en verantwoordelike gedrag. Gebruik van beskerming. En vermy die deel van skerp voorwerpe. Dan het ons ook die toetsing en bewustheid. Om jou status te ken, help met vroeë ondersteuning en behandeling. So, as jy onseker is oor jou HIV status, gaan toets jouself eerder om veilig te wees. Soos die Engelsman sal sê, rather safe than sorry. En laastens, by nommer 6 is opvoeding. Om oor HIV te leer, help mense om te verstaan hoe dit versprei word. Enige mites of valshede te vermy en om veilige keuses te maak. Nou veiligheidskwessies wat verband hou aan HIV en vigs. Stigmas en diskriminasie. Sommige mense behandel ander wat met HIV leef, baie onregverdig. En dit kan lei tot isolasie, emosionele stres en die vrees om hulp te soek. Dit is 'n gebrek aan inligting. Baie mense vertel en versprei al hierdie mites oor HIV, wat nie eers waar is nie. Dan het ons riskante gedrag, onveilige optrede, verhoog die kans op infeksie. Onbeskermde seksuele aktiwiteite, deel van naalde, portierdruksituasies. Ons kom by emosionele en sosiale druk. Nou, mense kan die volgende voel. Hulle kan vrees, skaamte en selfs druk en ander goed voel. En hierdie verminder hulle om hulp te soek. Ons het ook onveilige praktyke wat gesondheidsrisiko's verhoog. Nou, hoe kan ons veilig bly? Ons kan veilig bly deur die volgende stappe te volg. Veilige besluite te neem en verantwoordelike besluite te neem. Akkurate inligting te leer, riskante situasies te vermy, onsself en ander te respekteer en om hulp te soek van vertroude volwassenes en gesondheidswerkers. Nou, wat is die belangrikheid van voorkoming? Voorkoming van HIV en vigs help ons om gesond en ons gesondheid te beskerm, om ander te beskerm, infeksies in die gemeenskap te verminder en om 'n veiliger samelewing te bou. Nou kom ons by ons laaste onderwerp, sorg vir mense wat met HIV en vigs lewe. Nou mense wat met HIV en vigs leef, benodig regtig mediese sorg, emosionele ondersteuning en respek. Goeie sorg help hulle om gesond te bly, langer te lewe en aanvaar en ondersteuning te voel. Mediese sorg sluit in medikasie te neem, die ART's wat ons voorheen bespreek het, gereelde kliniekbesoeke te doen en om gesonde lewe te lewe. Hulle het ook emosionele ondersteuning nodig. Om met HIV te leef kan 'n persoon baie emosioneel beïnvloed. Emosionele sorg is net so belangrik soos mediese sorg. Daar's maniere om hulle te kan ondersteun, deur om vriendelik en begripvol te wees, deur om hulle te luister sonder om hulle te oordeel, en om aanmoediging aan te bied, selfs om te help om stres te verminder. Dan het ons sosiale ondersteuning.
Mense met HIV moet ingesluit voel. Dit beteken om hulle nie te isoleer nie, om hulle by aktiwiteite in te sluit en om hulle soos normaal te behandel. Ons kan help met die vermindering van stigmas en diskriminasie. Tuisversorging ondersteuning, gesinslede, mense van die familie kan help met daaglikse behoeftes, verseker dat medikasie geneem word en om emosionele vertroosting te bied. Opvoeding en bewustheid. Begrip van HIV help almal om vrees te verminder, mites reg te stel en geaffekteerde mense te ondersteun. En laastens het ons respek en menswaardigheid. Elke persoon het waarde. Ons moet altyd onthou, HIV definieer nie 'n persoon nie. En mense verdien respek en vriendelikheid. OK, ons het nou deur julle leerpapier gegaan. Baie sterkte vir die eksamen. Ek weet julle gaan goed doen en lekker leer.